Goeiemôre dan ook aan elke kosbare siel wat saam met ons luister. Aanlyn, kom ons vra die Here se seën. Here Jesus, hierdie laaste lied het my so nou gestig. Here, want ek dink aan daai skrif wat sê, die stem van die Here is soos menigte waters, die gedruis van menigte waters. Die stem van die Here laat die seders van die Libanon. En Here, die wat jy weet hoe lyk 'n seder in die Libanon nie. Dis 'n boom so dik, sy omtrek is omtrent tussen 5 en 6 meter. Bewe. Dit laat die seders in die Libanon bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam. Here, die stem van die Here is so kosbaar en kragtig. En wanneer ons vanoggend na u woord toe gaan, Here, dan is dit die stem van die Here. Mag ons ook so seders bewe voor u vanoggend, Here. In vrees en bewering voor u kom, voor u almag en u grootheid. Want as die berge afbuk en die valleie raak gelyk voor die Here, wie is die mensekind dat hy homself verhef? Daarom verneder ons onsself voor die kosbare woord van die Here. En die stem van die Here, mag dit in elkeen van ons se hart vandag spreek. En mag dit diep indring, Here. Mag daai tweesnydende swaard sny tot by die regte kolletjie wat nodig is om aangeraak te word vanoggend. Want dan alleenlik, Here, sal ons hier uitstap en ons sal die ontzag en die nodige respek toon teenoor hierdie God wat lewend en kragtig is en met ons is, Immanuel, wat ons wil lei, tree vir tree, in 'n wêreld wat duister is en al hoe duisterder raak, sal ons ligdraers wees, Here, van Christus Jesus, deur sy Heilige Gees. Ontmoet ons vir ons, Here. Ons bid dit, ons vra dit in die naam van die Vader en die Seun en sy Heilige Gees. Amen. Goed. Vanoggend gaan jy moet kophou saam met my. Want baie keer is ek 'n tipe van 'n weelhuis in 'n sak vol spykers wat rondspring tussen goed, maar dis omdat die Here 'n paar goed verskillend gewerk het in my hart, gaan ek dit saam met jou deurwerk. En ek het nie noodwendig eers boekmerkies ingesit, so hier en daar gaan ons dalk soek, maar ek gaan met jou deur die week stap in 4 kwadrante. So die wat nou na ons luister, ons het 'n bord en op die bord is 'n kruis getrek, soos 'n plusteken en hy het 4 kwadrante. En binne hierdie 4 kwadrante glo ek gaan ons uitkom vir my. Ek weet nie van jou nie, maar vir my baie ontsaglike, kosbare en 'n belangrike boodskap wat die Here eintlik vanoggend vir my bevestig het in die sang, in die lofsang. Ons het 'n paar keer gesing oor hierdie tema. Dit het 'n hele paar keer deurgekom en elke keer as ons dit sing, sê ek dankie Here, dankie Here, dankie Here. En ek wil dit met julle begin deur 'n gesprek wat ons by die Man-Up gehad het maandag aand. As jy nie weet wat is Man-Up nie, dis 'n groepie manne en julle is obviously almal genooi vir dit op 'n maandag aand, behalwe hierdie maandag wat kom want ek is hier nie. Maar op 'n maandag aand 6:30 tot so 8:00 kom ons by mekaar daar by my huis. En iewers tussen ons klompie wat daar sit die Here 'n tema op die tafel. Asof 'n vraag of 'n woord of iets, maar daar kom iets en uit dit uit vloei die Gees van die Here na ons elkeen toe. En ons kom by hierdie skrif wat sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Nou, dit staan, waar staan dit? Hosea 4 vers 6. 6 vers 4 dink ek. Andersdom. 4 vers 6. Soek hom gou daar vir ons op met toestelling. 4 vers 6. 4:6. Met toestelling is reg. Kyk. So, dit is die eerste
Want ek wil nie te veel mors op die woord nie, want ek wil die ding moet deurkom, want daar is 'n spesifieke woord waarby ek wil uitkom. En hy staan in Hosea, sê geweer 4 vers 6. My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En ons praat oor hierdie ding. Wat beteken dit? En is die mense wat dit quoteer bewus van die konteks waarbinne dit staan? As Paulus dit sou aanhaal aan die gemeente van Thessalonika, en hy gebruik dieselfde woorde, hy gebruik dieselfde konteks, maar hy gebruik ander woorde waar hy sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees in hierdie area nie. En dat bedien hy hulle oor die area wat hy spesifiek met hulle wou praat, oor mense wat bekommerd was, oor wat nou van mense wat doodgaan, waar sal hulle wees, tot die dag van die wederkoms. Paulus wil oor daai gedeelte praat, maar dan gebruik hy dieselfde konteks, maar ander woorde as wat beteken, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis, en sê, en geliefdes, ek wil hê julle moet onkundig wees oor hierdie saakie. Dit gebeur in die eerste kwadrant. Wat beteken dit om te sê, iemand gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis? En wat beteken dit nie? Want ek kan vir jou sê, dat ek het definitief nie elke bladsy in die handboeke wat ek moes geleer het. En ek het baie naby aan ten gronde gegaan daaroor. Maar ek is dan so deur al die goedjies. Maar dit is heel moontlik dat iemand wat nie die handboek studeer nie, en in 'n eksamensaal instap, ten gronde gaan as gevolg van 'n gebrek aan daai handboek se kennis. Kom ons noem dit nou ekonomie. As jy nie ekonomie geleer het nie, en jy moet ekonomie gaan skryf, dan gaan jou kennis wat jy weergee van ekonomie heel waarskynlik te min wees om deur te kom. Wat beteken, jy gaan of 'n valskermpie kry, of jy gaan moet volgende jaar oordoen in dieselfde vak. Maar ek kan nie dit vat en hom deurtrek na die Bybel toe en dan sê, my manier van na die Bybel kyk, en die feit dat jy nie so daarna kyk nie, Jack, beteken, jy gaan ten gronde as gevolg van die kennis wat ek het, maar jy het dit nie. Ek kan nie hoogmoedig met die woord omgaan nie. Ek kan nie sê, omdat ek byvoorbeeld, kom ons sê, in Israel was by die Jordaan, en 'n bakkie water saamgebring het in my hele huis gesalf het daarmee. Nou is ek meer heilig in my huis, meer heilig as jy, omdat jy nou die gebrek aan dit het nie. Of omdat ek in Griekeland was, of in Athene was, of in enige plek waar jy nou dink Jesus gestap het, of waar Paulus was, en sê, omdat ek in die voetspore geloop het, was ek daar, en het ek meer kennis. En iemand daar, wat nie noodwendig is 'n gelowige is nie, wat aan toeriste inligting versprei, het vir ons gesê, maar hier het Jesus gesit, op hierdie stomp het Jesus gesit. En ek het nou daar gaan sit. En weet jy wat, ek het Jesus beleef, en daarom het ek iets wat jy nie het nie. Want geliefde, die oomblik as jy hierdie teks gaan gebruik, my volk gaan ten gronde as gevolg van kennis, sodat jy iemand anders verkeerd kan maak in orde dat jy kan reg wees, dan sal jy buitekant die konteks van daai woord beweeg. En dis die rede hoekom Paulus aan 'n Griekse gemeente in Thessalonika sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees rondom 'n saak wat baie mense kennis oor het en opinies oor het nie. En wat elkeen sy opinie verdedig so sterk as moontlik, sodat jy sy pad kan volg.
en agter hom kan aanbeweeg nie. Want Paulus sê, dan sal dit wees buitekant die grens van die woord, en die woord is 'n persoon, naamlik Christus. So om hierdie saak te verduidelik, moet ons die kennis van die persoon intrek, en dit in die konteks van hom definieer. En daarom sê die boek van Hosea, word bevestig in die Nuwe Testament deur Paulus. Wat sê ons? If you quote a text out of context without its context, it becomes pretext. Just like this, laat ek al vir die hande soek in Engels praat. As jy daai versie van Hosea 4 vers 6 sou quoteer, buitekant die konteks waarin hy geskryf het, sonder dat hy bevestig word in die Nuwe Testament met sy susters teks, bevestiging, dan raak dit wat jy sê opinie, en opinie is nie waarheid nie, noodwendig nie. En daarom bring Paulus vir ons 'n kosbaarheid wat vasgevang word in die boek Hosea, en ons gaan nou kyk van Hosea, wat sê Hosea, en hoekom is dit belangrik, om te kan sê, Christus is alles wat jy hoef te weet. Deur sy Heilige Gees sal hy jou alles leer wat jy moet weet. En die oomblik as jy buitekant die konteks van Christus en sy woord gaan, en 'n kantlyn bronne en goeters begin kyk, dan begin beweeg jy buitekant hom, en sal jy ten gronde gaan as gevolg van either nie hê nie, of te veel hê, van iets wat jy daar moet wees nie. En beide sal sleg wees vir jou, om te min te weet van Christus, 1, en om te veel te weet van goed wat nie Christus is nie, 2. Albei sal jou ten gronde laat gaan. Hoekom? Want jy sal jou eerste liefde verlaat het. Jy sal jou eerste liefde, hoekom is hy eerste liefde? Want hy het jou eerste lief gehad. Terwyl jy nog 'n sondaar was. Beweeg het in die weë van die wêreld, gedink het rondom jouself, wat is die beste vir my, het hy jou so lief gehad, dat hy sy eie seun geoffer het vir jou. En die dag toe jy dit besef, toe is dit soos 'n skat wat jy vind. Dat jy alles wil verkoop om hierdie skat, hierdie stukkie grond te koop, sê vertel Jesus vir ons, die koninkryk van God is soos 'n skat wat jy ontdek in 'n land. En jy sê, wow, hoe is dit moontlik dat die koning van die heelal wat my skep, sy eie seun gee vir my? En daarom ontstaan daar 'n begeerte om meer te weet van die seun. En wat sal die vyand doen? Hy sal kom met al die goedjies rondom die seun, maar nie van die seun nie. Om jou met kennis, die boom van kennis te bedien van goed en kwaad. Presies wat hy met Adam en Eva gedoen het. Hoekom? Want hy wil jou wegkry van watter boom af? Die boom van lewe. Want die seun is die boom van lewe. En die seun hang aan daai boom van lewe. Sodat ek en jy wat dood is weer kan lewe. Dis die verlore seun, my seun was dood, maar nou lewe jy weer. As jy Hosea 4 vers 6 lees, dan moet jy hom lees in die konteks van wat die Here vir Hosea sê. Besef jy die las wat hy hierdie profeet oplê? Besef jy wat het die gehoorsaamheid van Hosea hom gekos? Die Here sê vir hom, trou met 'n hoer. Dis wat die Here vir Hosea sê. Vat vir jou 'n losbandige vrou. Haar naam is Gomer. Ekskuus Here, U gee mos nie sulke opdragte nie. Ja, hy doen. Hy gee die opdrag soos hy wil, want hy is soewerein. En die oomblik as jy begin Peter met wat hy mag en nie mag hê, dan speel jy met die boom van kennis van goed en kwaad, want jy besluit wat is reg en verkeerd. En wat die Here kan en nie kan nie. En mag en nie mag nie. Jy begin speel op 'n terrein waarvoor jy nie gekwalifiseerd is, my vriend en my vriendin, my broer en my suster. Jy is nie gekwalifiseer om die Here te begin bevraagteken op jou standaard van verstand nie. Want sy weë is verhewe bo joune en sy gedagtes bo joune.
En jy kyk in 'n dowwe spieël en hy sien die volle prentjie. En toe Job dink, hy kan vragies vra, toe sê die Here vir hom, "Oké Job, kom sit jy gou in die stoel. Kom ek speel advokaat met jou, soos wat jy met my speel. Kom Job, waar was jy toe ek hierdie goed gemaak het? Verduidelik vir my hierdie en hierdie. En elke keer met Job se kop in skaamte laat sak. Ek staan te ver van die ding af en dan kom hy onduidelik deur. En met Job sy kop in skaamte laat sak en sê, nee Here, ek het nie antwoorde op u vrae nie. Ek het nie antwoorde nie, maar ek hou van my slim. Ek eet van die boom van kennis van goed en kwaad en ek wil besluit. En die meeste mense wil in Christus se stoel sit en oordeel oor die manier wat hy regeer. En ek noem dit arrogansie. Daar's 'n arrogansie onder die liggaam van Christus. 'n Arrogansie om hom te bevraagteken en vir hom te wil sê hoe, wat, waar en wanneer hy dit moet doen. En die eerbied en die vrees van die Here ontbreek, want hy sê vir Hosea, trou met hierdie losbandige vrou, sodat jy kan voel, Hosea, hoe voel my hart as die Vader teenoor my bruid, wat ons tweede dogter is. Ek gaan nou terugspring na die een toe, want in die blokkie skryf, maar hierdie een is die bruidegom wat praat oor sy huwelik. Die bruidegom wat praat oor sy huwelik en wat sê, Hosea, net soos wat Gomer, jou vrou, die hele tyd van jou af in 'n huwelik, onder 'n verbond met jou vasgemaak, uitloop op jou, en die heeltyd na ander minnaars toe gaan, en gaan oreer op die stadspleine, met die wat nie haar bruidegom is nie, en dit geniet, en weer teruggaan, en weer teruggaan, en weer teruggaan. So moet jy weet, Hosea, dit, jy vervul my rol op die aarde. Jy vervul my vaderhart, is gelyk aan bruidegoms hart, teenoor my bruid, wat ander afgode, en ander minnaars najag, eerder as vir my. En hier kom die arrogansie gedeelte in. Praat hierdie week met iemand wat sê, hy is besig om 'n pad te stap met 'n ander persoon. En in hierdie gesprek kom dit op, wat beteken dit om te sê God is 'n jaloerse God? En die persoon sê vir hom, nee maar, jy kan nie jaloesie verbind met die Here nie, want dis 'n negatiewe emosie. Hy sê, maar kom ons kyk in die skrif. Wat bedoel God as hy daar sê, ek is 'n jaloerse God? In watter konteks is daai jaloesie? In plaas van dat dit nie 'n sondige emosie is nie, wat is die positiewe, goddelike, geesvervulde betekenis dan daarvan? En hy sê, Here, gee vir my wysheid, dat ek vir hierdie persoon kan verduidelik, en daarom is ek so mal daaroor, as jy sê, ek weet nie, maar Here, wys vir my. Want dan kom daai gees van wysheid en insig, en jy maak jou mond op, en wat daar uitkom, hoor jy eintlik vir die eerste keer. Versus, ons hardloop so vinnig as moontlik na AI toe, ons hardloop so vinnig as moontlik na Google toe, ons hardloop so vinnig as moontlik na YouTube toe, en ons sê, verduidelik vir my, wat beteken dit? Nee man, vra eers die Here. Sodat hy nog kan help onderskei op met hierdie ander bronne. En hierdie persoon sê vir die ander, gestel, hier's ek, en hier's my vrou, ons is in huwelik. Verstaan jy? Ja, ek verstaan. Right, ons is in huwelik. Gestel my vrou, sê vir my, daar sit my vrou, agter. Gestel, hierdie kom na my toe. En sy sê vir my, liefie, ek is baie lief vir jou. Maar weet jy wat? Ek het 3 boyfriends in Woester, 2 in Rossewil, kan ek gou julle hande sien? En 2 in die Dorings. En ek besoek hulle om die maand. Maar weet net, ek is baie lief vir jou. Ek gaan vanaand na die een toe, ek sal vir die dagboek gee dat jy kan weet wanneer ek gaan.
En dan kom ek die volgende dag terug. En ek gaan alles wat in ons huwelik is, ons intimiteit gaan ek met hulle deel. Maar ek is baie lief vir jou. Verstaan jy dit? Met die woorde daarby, ek is nog nie reg om hulle op te gee vir jou nie. Ek is nog nie reg om hulle, hierdie minnaars, hierdie afgode, hierdie ander dinge, as bruid op te gee vir my bruidegom aan wie ek beloof het, liefde en trou, in alle omstandighede, till death do us part. En die Here sê vir Hosea, dit is wat my volk vir my sê. My volk sê vir my wat Gomer vir jou sê. Ons sal kom godsdienstig na u toe. Ons sal u kom vereer met ons offers. Ons sal hierdie goed doen wat u van ons vra, maar moenie vir ons vra om ons afgode, ons hoerery met hierdie afgode op te gee nie, want die goed is nog vir ons net so belangrik soos u, inteendeel meer belangrik. En in die konteks van dit skryf Hosea uit die hart van die Here uit. My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis van my. Hulle het kennis van die wet, maar weet jy waar sit daai kennis? Alles hierbo. En waar is dit missing? In die hart. En die Here sê, is dit die tipe offers wat ek wil hê? As ek dan 'n bruidegom en 'n koning en 'n vader is, waar is my eer? Waar is die hart van my kinders? Waar is die hart van my bruid? Kom my bruid na my toe en sê, Here, het u gesien ek was Sondag in die kerk? Here, het u gesien wat ek Dinsdag gedoen het met die weduwee, wat die kos in 'n huis het nie? Here, het u gesien waar ek betrokke is in die gemeenskap? Okay, Here, dit behoort nou genoeg te wees, want moenie vir my vra om hierdie goed op te gee nie, want ek is nie bereid om dit te doen nie. Ek is nog nie reg om hierdie afgode op te gee, wat in my lewe nog regeer nie. Maar ek is bereid om te moan oor die dinge in my lewe wat nie reg is nie, volgens my. En waar u, Here, tekort skiet teenoor my. Ek is nog nie reg om dit op te gee nie. Here sê, okay, Hosea, geen meer praktiese beeld as wat jy met Gomer trou nie. My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Daai woordjie, daar is nie 'n mooier woord nie. Ignorance beteken kennis wat jy nie het nie. Onkundig. Dis hoekom ek Paulus in die Nuwe Testament sê, ek wil nie julle moet onkundig wees nie. Ek wil nie julle moet ignorant wees nie. Ek wil nie hê julle moet sê julle weet nie hiervan nie. So SARS wat by jou deurkom stop en sê, hoorie meneer, kyk net gou al hierdie goedjies. En jy sê, ek het nie geweet nie. In die hofsaake, as die ouens in 'n hoek is, no comment. Geliefde, kan ek jou gou 'n wake-up call gee? Jy kan oor 'n handboek op hierdie aarde in ekonomie sê, jy het nie geweet nie, omdat jy gekies het om nie daai bladsy te lees nie. En jy kan daarmee wegkom. Maar ek en jy het nie 'n verskoning oor ignorance wanneer dit kom by die woord van die Here nie. As jy nie 'n Bybel het nie, kom vra vir my een. As jy nie die woord van God in jou huis het nie, kom vra vir my een. Ek sal vir jou een kry. Maar jy het nie 'n verskoning om te sê, jy het nie geweet nie, tensy dit jou keuse is om nie te weet nie.
Want die oomblik as jy weet, kan jy nie meer sê, ek het nie geweet nie. So wat is beter vir jou as 'n mens? Dat ek eerder nie weet nie. Hoor jy? Nee, ek lees die Bybel, ek raak aan die slaap as ek Bybel lees. Ek raak vaak. Maar ek raak glad nie vaak, as ek in die aand al die sportberigte lees, voor ek gaan slaap hê. Ek's mal daaroor. Ek lees elkeen van die sportskrywers, wat hulle gesê het oor die Stormers, en hoekom Warwick geland terug is in die span. Ek lees alles daaroor. Ek weet ook nie hoekom hulle, maar ek lees het. Ek lees het. Maar wat dit kom by die woord van die Here, dan is ek of te besig, my dag is te lank, is alles ignorance, dis alles verskonings om te sê, eintlik maar net een ding te sê, ek kies om dit nie te doen. En wanneer ek dit kies, wie se verantwoordelikheid raak dit? Myne en joune. En wanneer ons in ons twee skoene voor die troon van die heelal gaan staan, en hy kom terug, verseker. En jy gaan in jou twee skoene voor hom staan, gaan die woordjie, ek het nie geweet nie, en ignorance, gaan vir jou niks beteken nie, my geliefde. Want daai selfde woord sê, ek het vir jou alles gegee, natuurlik en geestelik, opgesluit in die Heilige Gees, en wanneer jy vir my sê, jy is gewederbaar, en jy is 'n kind van die Here, en jy noem die woordjie Christen, dat beteken dit, Christen is die draer van Christus, en die volgeling van Christus, en daardie Gees sal jou lei in die waarheid, na die regte kennis, wat jy moet hê, in die lig van Christus. Ons het vir mekaar gesê, hierdie Gees, hierdie Heilige Gees, skyn altyd die kollig terug op Christus, die Seun. Die Gees skyn op die Seun. Die Seun is die een wat vir ons gegee is. In die vroeëre dae het die Here gepraat deur profete, maar in die laaste dae praat hy deur die Seun. En die stem van die Here, wat die seders van die Libanon laat bewe, wil in my en jou hart praat, deur sy Gees en deur sy woord, en daarom kan jy nie sê, ek het nie geweet nie, tensy jy bereid is om te erken, ek wil nie daarin wees nie. Ek wil nie hoor, dat ek geassosieer word met Gomer nie. Ek wil nie hoor, dat ek afgode dien nie. Ek wil nie hoor, dat my geld, my plaas, my voertuie, my bates, alles vir my belangriker as die Here is nie, en ek het die Here nodig, om hierdie goed vir my in plek te sit en te beskerm. Ek wil dit nie hoor nie, daarom sê ek, toe maar, dankie, los maar vir my, ek is okay. Die gevaarlikste persoon, volgens my, om die koninkryk van die hemele te mis, is nie 'n ateïs nie. Nou baie ateïste tegekom, wat vir hulle bloedneus teen 'n muur hardloop, besef, waarmee was ek besig? Die gevaarlikste persoon, is wat my vriend beskryf, Hami, een van my mentors in die lewe. Hy sê, die Here wys vir hom 'n prentjie. Hy sê, in daai prentjie, is 'n hangkas. My tekening is nog nie so goed nie. Maar 'n regte hangkas, het 'n seksie bo, en 'n groot seksie onder. Bo pak jy die koffers in die goed in, wat jy min gaan gebruik, en onder hang jou klere en jou skoene staan heel onder. En die Here wys vir hom hierdie prentjie, en hy sê, Here, wat moet ek sien? Die Here sê, maak op die deure. En toe hy boonste deur oopmaak, toe stort alles uit op hom. En toe hy die onderste deur oopmaak, toe is daar niks. En hy sê, Here, wat is hierdie? En die Here sê vir hom, dis jy, my broer. Jou kop is vol kennis daarbo, maar jou hart is leeg. Die gevaarlikste persoon is 'n persoon wat rondloop met godsdiens en dik geëet is aan die boom van kennis, maar dit gaan alles oor hoe ek die Bybel kan sien, sodat dit pas by my. My manier, my opinie, maar my hart is leeg van Christus as die persoon. My hart is leeg van die verhouding met hom. My hart is leeg van die gesprekke, die intimiteit met hom. Die vraagstuk wat ek voor hom kom sit.
Die secret place waar Psalm 91 praat, waar jy heen terugtrek en sê, Here, die wêreld is besig om my seer te maak en te verdruk, maar ek kom sit by U, ek kom skuil onder die vleuels van die Allerhoogste. En ek sê, Here, hier is 'n saak op my hart. Talk to me. Dis die mense wat die gevaarlikste is, op die gevaarlikste plek is godsdienstige mense. Weet jy hoekom? Want die oomblik as Jesus nie doen wat jy wil hê nie, dan kruisig jou. Terwyl Jesus inkom na jou toe op die donkie in jou oospoort in, is dit fyn want hy is op pad na jou toe. En jy het sekere behoeftes van verlossing. Die Israeliete daar het gesê, kom maak ons los van Rome, maar jy het ander behoeftes waarvan die Here jou moet verlos. Hy moet die hele tyd net jou verlosser wees. Kom maak my los, kom keer hierdie, beskerm daai, kom doen net hierdie goed wat vir my pas, Here. U moet hierdie goed vir my kom doen, Here. Maar die oomblik as hy wegdraai van die Fort Antonio waar Pilatus se hoofkantoor is en hy kom maak jou nie los van die verdrukking en hy kom na jou tempel van jou hart toe en hy sê ek wil jou kom losmaak van jouself. Ek wil jou kom red van jouself, van jou selfsugtige denke oor die jare, oor wat jy dink, wie dink jy ek is? En al jou YouTube video's en al jou intelligensie wat jy bymekaar gemaak het om te sê, hierdie 15 boeke het vir my gesê wie Jesus is, maar vir hom as persoon ken jy nie. Die oomblik as hy dit doen, en hy draai en hy vleg 'n sweep en hy kom vermaan jou in die absolute liefde wat hy het, dan sê jy, kruisig hom. Van Hosanna in die hoogste tot kruisiging uit dieselfde mond. Hoekom? Want die kop is vol kennis, maar die hart is leeg van die persoon. Dis scary. En weet wat's meer scary is dit? Hierdie boodskap het eers gekom vir jou nie. Hy het eers gekom vir my. Die derde kwadrant. Jakob en Esau. In Maleagi 1 vers 2 tot 7 staan daar 'n gedeelte wat scary is. Daar staan, God het Jakob lief gehad, maar vir Esau gehaat. Hierdie ding speel af hierdie week. Ek het 'n gesprek met iemand vir meer as 'n uur en 'n half oor hierdie saak. En dit word herhaal in Romeine 9 vers 13. sien jy? Ou Testament, Nuwe Testament bevestiging. Koudtekst. Presies dieselfde ding word dan aangehaal weer 'n keer, want God het gesê. Vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. En die gesprek kom by tafel. As God dan albei van Jakob en Esau as 'n tweeling geskep het in die baarmoeder. Hoe is dit moontlik dat die Here die een aanneem en die ander afskryf? Of lees ons dit net as die versie en sê, oh, God haat mense. Maar ons gaan lees nie die res van Maleagi nie, en ons gaan lees nie die res van Romeine nie. Dan het iemand die vermoë om 'n tweezertjie vanoggend te vat en vir jou 'n versie in te voer soos 'n pilletjie en sê glo dit en glo dit. Maar die res van die konteks van daai boeke sal vir jou bring by die ontsaglike ontwaking dat Esau het dieselfde keuse gehad as Jakob. Maar hy het syne verkoop. Hy het syne weggegee. En elke keer wanneer die Here na hom toe kom en vir hom sê, dan staan hy teen hom op. En daarom het die Here dit geweet. En daarom kan ons mekaar baie duidelik sê, vra, voor ek sê. Voordat ek vir my arrogant hou. Is die Here in beheer op hierdie aarde? Ja. Beheer die Here alles op hierdie aarde? Nee. Waarom het jy 'n vrye wil gekry? Sodat jy kan kies. Sodat jy die verantwoordelikheid kan vat en nie kan sê, ja, maar Here, U het nie. Alles in die lewe is 'n keuse. Selfs daar waar jy gaan opeindig. Decisions influence destiny.
Esau het bly kies om vas te hak in sonde. En die Here het dit geweet. Die Here het dit geweet. Daarom kon hy vir sy ma sê, in jou is 2 stamme. Nie 2 kinders nie, 2 stamme. Want ek weet vooruit wat hierdie kind gaan kies, maar ek gaan die hele tyd vir hom geleentheid gee om anders te kies, maar ek weet wat hy gaan kies. Hoe anders wil die Here goeders ten goeie laat meewerk in my en jou lewe, as hy nie soewerein is en alomwetend is, om te weet wat gaan ons besluit, sonder om vir jou te manipuleer of wat jy moet besluit. Maar altyd die keuse voor jou tussen Deuteronomium 30. Kyk, ek plaas voor jou lewe en dood. Kies lewe. Ek plaas voor jou die kennis van die boom van lewe, Christus, en die kennis van die boom van kennis van goed en kwaad. Albei was in die tuin. Maar die duidelike opdrag was, moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. En wat kom doen die duiwel? Wat kom sê hy? Hy kom verdraai dit op so 'n manier, sodat dit vir die mens goed klink om te sê, God is net bang jy word soos hy, dat jy self kan onderskei wat is reg en verkeerd. Nou moet ek hier grappie maak oor my vrou nie, want hy het vir die vrou gegee. Eerste hy na haar toe gekom. Want ek is altyd reg. Sorry liefie, ek maak 'n grappie, My liefie. Kom ons vat nog 2 ouens saam met hierdie. Kom ons vat vir Kain en Abel. Net na die sondeval. Kain en Abel. 2 broers. Albei kom met hulle offer. Die een se offer word aanvaar, die ander se offer word verwerp. En dan sê die Here vir die een wie se offer hy verwerp: ek kan nie jou offer aanvaar nie as gevolg van die toestand van jou hart. Maar ek sien die sonde lê voor jou deur. En sy begeerte is na jou, hy wil jou hê. Maar jy moet teen hom, oor hom heers. En dan wat doen broer Kain? Gehoorsaam? Nee. Hierdie stem wat die seders laat bewe van die Libanon. Hierdie stem wat druis oor die water soos magtige gedruis. Hierdie stem wat die heelal by mekaar sit by die spreek van sy mond, sê vir hom, los vir my uit. Is ek dan die oppasser vir my broer? En hy gaan in die toestand in van ek sal besluit wat is reg en verkeerd. Ek sal eet van die boom van kennis van goed en kwaad. En ek sal my broer doodslaan. En ek sal die gevolge vat. Ek het niemand in hierdie lewe nodig hê. Dit klink aan baie bekend. Jy sal nie vir my vertel nie. Jakob en Esau en Kain en Abel het 'n keuse. Net soos Petrus en Judas. Petrus en Judas word albei in die binnekring van Jesus ingeroep. Wil jy vir my sê, Jesus, wat beide mens en God was, het nie geweet wat in Judas se hart is nie? Wil jy vir my sê, God het besluit, ek haat vir Judas en ek is lief vir Petrus? Sorry, maak nie saak wat julle op hierdie aarde gaan doen nie, maak nie saak wat se besluit julle gaan maak nie. Judas, jy's uitverkies om in jou kas in te wees, jy gaan hel toe. Petrus, jy's in die goeie boekies. Ek kan nie my God so sien nie. Hy sien hom as 'n God wat weet wat hierdie mens gaan kies en wat sy hart bloei daarvoor. Want ek sien die woord haat in een konteks in die woord en dit is ek haat sonde. Nie vir jou wat na my beeld geskep is, my kind. Maar wie ek hier geplaas het om my te verteenwoordig nie. Wat ek 'n begeerte het dat jy my volg, maar ek gaan jou nie manipuleer om my te volg nie. Ek gaan vir jou die keuse gee om my te kies of te verwerp. Maar in Judas se hart, van die begin af sê die woord, as hy goed gedoen het, was dit nie omdat hy vir die armes omgegee het. Hy daai nardusfles wat gebreek, albasterfles wat gebreek is met die nardusolie. Toe sê hy mos, hoekom is hierdie
olie, duursame olie nie verkoop en die geld vir die armes gegee nie. Dan sê die woord, en dit is nie omdat hy omgegee het vir die armes nie, maar omdat in sy hart was hy reeds 'n dief. En die ingesteldheid en die intensie van sy hart was geld. En daarom het hy gesorg dat hy die beursie het. En Jesus, wat alwetend is, het hom toegelaat om die beursie te hanteer. Keuses. En toe albei se saak op die tafel kom en uitkom, Petrus doen dieselfde as Judas, gaan teen Jesus, verloon hom. Albei het die keuse om terug te draai. Die woord terugdraai en omdraai beteken bekeer. Om te draai van die pad waarop jy is en 180 grade in die ander rigting te loop. En Petrus kom uit die water uit nadat hy weghardloop terug see toe. Van teleurstelling in homself. Kom by die vuurtjie aan waar Jesus die visse braai. En sê vir hom, Petrus, ek het gebid dat jy sal bekeer. Judas sterf op die stuk bloedgrond wat hy gekoop het. Met die 30 silwerstukke. Keuses, keuses, keuses. Niemand anders se verantwoordelikheid as myne en joune nie. En dan kom dit by die ding om die verantwoordelikheid te aanvaar vir die keuses wat jy gemaak het. Die laaste kwadrant. Daar is 'n reeks uit oor the House of David. En dit sê vir jou aan die begin, voor jy begin kyk, sê dit vir jou, en voor elke episode sê dit vir jou, nie elke prentjie wat jy gaan sien in episode wat gaan afspeel en dingetjie is gebaseer presies op Bybelse gebeure nie. Daar sal 'n Bybelse gebeurtenis uitgebeeld word, maar rondom dit gaan 'n storie gebou word wat potensiële fiksie en het. So moet nou nie die producers bel en sê, ja, daar staan niks van hierdie en hierdie in die Bybel nie. As ons wil 'n boodskap deurbring, ons gaan borduur rondom dit. En ek kyk dit. En in hierdie storie sien ek 'n ding wat vir my deurkom soos absolute daglig. En ons het al baie oor Dawid gepraat. En ons het al baie oor Dawid en Goliat gepraat. En dit bly altyd 'n fantastiese storie. Maar daar's 'n skrif in 1 Samuel 16 vers 7. In Samuel 16 vers 7 wat ek vir jou wil lees. Samuel kom aan by Isai, by Jesse in Engels, en hy soek sy seuns en éventueel sê hulle maar kort nog 'n seun en hulle gehaal vir Dawid. En al sy broers staan langs hom. Mooi, groot, sterk. En dan salf Samuel vir Dawid as koning. Want Samuel as mens het by die eerste seun al gekom en gesê, Here, dis sekerlik hy. Hierdie ou lyk reg. In die lig van wat? In die lig van die eerste koning wat die mense gekies het. Saul was kop en skouers. Groter, mooier as die res. En dan werk die gees van die Here in Samuel hierdie woorde. Onthou, dis dieselfde ou wat nou net gedink het, Here, is dit nie hierdie een nie? Hoekom sal hy die volgende woorde uiter in vers 7? As die gees van die Here nie vir hom gewys het. Jy kyk verkeerd, jy luister mooi. Maar die Here sê vir Samuel vers 7, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Ek ag hierdie groot, sterk leier te gering. Want nie wat die mens sien God nie. Want die mens sien aan vir wat voor oë is,
maar die Here sien die hart. Die mens kyk na die uiterlike en beoordeel op die uiterlike, maar God kyk na die innerlike. Hy sien die hart. En Dawid het die hart van 'n leeu gehad. Dawid het nie die gestalte van 'n leeu gehad nie. Dawid het nie die uiterlike van 'n leeu gehad nie. Dawid was nie die grootste, mooiste ou nie. Hy het nie die beste tekkies gedra nie. Hy het nie die regte CV gehad nie. Inteendeel. Hy kon nie eens in die huis wees toe die profeet moet WhatsApp laat weet vir sy pa, ek kom. Het hy nie vir Dawid gelaat kom nie. Hy het sy beste bymekaar gemaak. En wat vir my so mooi is in hierdie reeks oor die House of David, dan sê Samuel, wanneer Dawid eventueel aankom, dan sê Samuel terwyl hy die offer bring daarso, dan sê hy vir Dawid, hoe kies ons die offerlam? Dan sê Dawid vir hom, maar oom Samuel, ons kies dit volgens die wet, 'n vlekkelose lam, 'n jaar oud, wat die offer moet wees. En dan draai hy na sy pa toe. En hy sê vir hom, papa, jy het al jou vlok aan my bekend gestel, maar nie jou beste nie. Jy het alles aan my gewys, maar nie die finale offer. Die een het jy gesacrifice in die veld. Het hom nie gebring vir die Here nie. En sy pa besef, in die storie nou, dit nie Bybels nie. En sy pa besef, ek hou hom weg van sy roeping. Omdat ek dink my kind is op pad in 'n rigting, beteken nie die Here is met hom op pad in daai rigting nie. Moet ek dit weer sê, papas en mamas? Omdat jy dink, dit is die pad vir jou kind, beteken nie dis die Here se hart vir jou kind nie. Bid oor jou kind se skool. Bid oor jou kind se vakkeuse. Bid saam met jou kind oor hulle toekoms en hulle belangstelling en die Here se roeping op hulle lewe. Want jy kan jou kind as 'n skaapwagter grootmaak en dan sien die Here 'n koning. Want die Here kyk nie na die uiterlike nie. En jy kan 'n rugbyspeler en 'n netbalspeler wil hê wat tops moet presteer, maar die Here gee vir jou 'n skaakspeler wat op 'n ander manier in mense se hart moet werk. Pas op dat jy nie met jou kinders werk soos Gomer met Hosea, dat jou kind vir jou 'n afgod raak, wat jy wil hê moet bereik alles wat jy nie bereik het nie. Pas op. Die Here is die eienaar van ons kinders. En ons eerste prioriteit is om te kies om ons kinders groot te maak in die weë van die Here en hulle bekend te stel aan die Verlosser. Sodat hulle kan besluit, kies of hulle hom wil volg of nie. Want as hulle hom volg, dink jy, hy sal toelaat dat jou kind hom of haar roeping mis? Nee, hy sal nie. Dawid was 'n man en 'n koning na God se hart. Want God het gesien wat Dawid in die veld gedoen het terwyl hy skape opgepas het. Dawid het nie gesit in YouTube nie. Dawid het lofprysing aan die Here gebring. Die psalms was in Dawid se hart lank voor hy hulle geskryf het. Dis gebore uit die stem wat die Libanonse seders laat bewe, was in Dawid se hart, as skaapwagter rooikop seentjie. En daarom as die leeu en die beer kom, dan duis hy nie terug en hardloop sterk tussen die beentjies weg huis toe nie. Hy vat hulle aan, want die Here van die leerskare is in sy hart. En hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Wie dink jy het daai woorde vir Paulus gegee om te skryf vir ons? Dieselfde God as wat met Dawid gewerk het, toe dit actually uitgespeel het. Die hart van die mens, jou hart en my hart, is vir die Here belangriker as godsdienstigheid, as goeie dade. Ek weet wat jy vir my gaan sê, man. Natuurlik vloei goeie dade uit 'n goeie hart uit.
Of course. Maar jy weet wat? Jy kan daar ook doen, sodat jy op Facebook dit kan sit en ander mense kan sê, wow, kyk wat doen hierdie persoon, maar jou hart is leeg, het kom nie uit jou hart uit nie. Daarom sê Hebreërs vir ons, die Here beoordeel die gedagtes en die oorlegginge van ons hart. Jy kan vir almal rondom jou lieg, maar die Here weet wat in jou hart omgaan. Hy ken die woorde nog voordat 'n woord word in jou mond, weet hy reeds van die toestand van die hart waaruit dit kom. En daarom wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar dit is moontlik dat jou mond oorloop van leuns, want dit is nie werklike oortuiging in jou hart nie. Hoe lyk dit Dawid hart? Hoe is dit moontlik dat 'n jong seun, en ek wil hê, jy moet hierdie goed dink, my brein werk visueel, dis ook op sekere prentjies vir my, ek dink daaroor is vir my kosbaar. Hoe is dit moontlik dat 'n 4 meter reus vir 40 dae uitkom en die linies van die Israeliete uitdaag en die God wat hulle dien vervloek en nie een dapper held, insluitende hulle koning, staan op en sê, jy praat nie so nie. Hoe is dit moontlik dat 'n skaapwagtertjie, wat in sy lewe nog nooit in 'n oorlog was nie, want hy mag nie gegaan het nie, hy moet skape oppas, hy is nie eers werd om sy land te gaan verdedig nie, hy moet skapies oppas, good for nothing. Hoe is dit moontlik dat hy daar opdaag en sê, wat? Wie praat so van my God? Is dit moontlik dat almal wat daar gestaan het, sy harte leeg was en koppe vol was, maar in die oomblik toe hulle koppe gekonfronteer word? Toe begin maak hulle die syfertjies en die sommetjies en hulle sien op die kelkmeter staan, ons kan nie hierdie ou aanvat nie. Hierdie ou is groter, sterker as ons. Ons kan nie teen hom veg nie, en 'n hele leermag wat bietjie dag terug die Amalekiete uitgewis het, wat baie meer in getal was as die Filistyne, gaan lees dit maar. Raak soos 'n klomp skoothondjies met hulle sterkheid is in hulle beentjies, tjau weg, want hulle harte is leeg. Hulle gestalte is goed, hulle koppe is vol, maar hulle harte is leeg. Daarom kon hulle nie opstaan teen dit nie. En as God sê, God kyk na die binnekant van 'n mens, dan leer hy jou om ook so te kyk. Ons het al hieroor gepraat. Dan leer hy jou ook om nie na die gestalte te kyk nie, om nie na die buitekant te kyk nie, om nie te oordeel oor die groot goed wat jy sien nie, want hierdie wêreld gaan vir jou verswelg met sy grootsheid en die begeertes wat hy na jou toe bring. Maar om te kyk na die hart, en Dawid het gesien, binne in daai reus is hier sy hart, man. Daar's net 'n bek. Daar's net blablabla. En Dawid stap op met die hart van 'n leeu. En hy sê, hierdie God, wat jy so vervloek, sal vandag in my hand vir jou gee. En jou kop in plaas van myne sal val vandag. En almal van julle sal vandag iets weet, dat Israel het 'n God. Dit is hoe 'n hart van God praat. Dit is hoe iemand praat wat vol van die Here is. Want 'n Dawid hart is anders. Luister gou vir my mooi geliefdes. 'n Dawid hart is nie perfek nie. 'n Dawid hart is nie perfek nie. Ek hoef vir jou te vertel wat Dawid als gedoen het. Met Betsy in die bad nie. Op die dak, terwyl hy op die oorlogsveld moet wees. Ek hoef nie vir jou te vertel dat hy haar man laat doodmaak in Uria nie, sodat hy dieselfde kan doen wat Gomer gedoen het, sodat hy kan horeer, sy eie begeertes volg. Ek hoef vir jou te vertel wat Nathan kom doen het toe hy by hom kom nie. Dawid was nie sonder foute nie. 'n Dawid hart is nie sonder foute nie. Dit is nie 'n hart van perfeksie nie.
Daar bestaan nie so iets nie. As iemand vir jou sê, hy is perfek, hardloop weg. Dit bestaan nie. Maar 'n Dawid hart is 'n hart wat in Psalm 27 soek na sy God. Hy sê, Here, ek soek na U met my hele hart. My begeerte is na U teenwoordigheid, Here. Wat 'n voorreg is dit vir my om in die huis van die Here te wees. Here, ek begeer dit om altyd te mag wees en te mag woon in die huis van die Here. Daarom kon Dawid 'n profetiese stem wees van dit wat in die Nuwe Testament gebeur waar die Here sê, nou kom woon ek in jou. Ek is nie met my gees by jou nie, ek kom woon in jou. En die voorhang sal skeur toe ons koning sterf. En hy sê, nou kom maak ek woning binne in jou. En jy mag woon in die huis van die Here al die dae van jou lewe. Dis 'n Dawid hart. 'n Dawid hart is 'n passievolle hart wat in Psalm 23 kan skryf. Jy moet die psalms lees vanuit die hart van die persoon wat dit skryf. Jy kan dit nie net lees en resiteer en dink, omdat jy Psalm 23 ken, jy verstaan wat daarin is nie. Dan is dit kopkennis. Wanneer Dawid skryf, die Here, dan is hy nie 'n herder nie, hy's my herder. Hy's myne. En ek sal niks kort kom nie, sê Dawid. Dis 'n Dawid hart. 'n Dawid hart hardloop nie weg wanneer die finansies of die droogtes in die goed kom nie. Hy vervloek nie die Here nie, want die Here is sy herder. En wanneer die vyand kom en vir hom te groot en te sterk is, dan sê hy, Here, hulle is vir my te veel. En hulle staan op teen my. Maar U, Here, U is my God. En hy eindig altyd so. Kyk 'n bietjie na sy psalms waar hy treur goeders. Hy al hierdie goed wat hy vir die Here sê, maar op die einde dan sê hy, Here, ek weet nog steeds wie U is. En daarom is Dawid 'n man en 'n koning na God se hart. En wanneer hy vir hom in die laaste dae herders oprig, en wanneer jy vir jou 'n herder kies, wat jou help lei in die woord, geliefde, kies vir jou 'n man na God se hart. Geen nie om wie jy kies, maar kies vir jou 'n man na God se hart. Kies vir jou 'n man wat hierdie goed van Dawid het, passievol oor die Here is. Nie met kopkennis en ideologieë en politiek besig is om dinge te maak werk nie. En in te pas in die samelewing nie. Want wanneer die reëse gaan opstaan, gaan daai ouens nie daar wees vir jou nie. Net 'n Dawid hart gaan daar wees. 'n Dawid hart skryf Psalm 18. Hy staan vastig, Dawid hart. Die Here is my rots en my bergvesting. Op hom sal ek veilig staan. Waar skryf Dawid dit? Uit 'n spilonk uit. Terwyl hy weghardloop vir die man wat hom wil doodmaak, omdat God se gees onttrek is van Saul, en Saul soek Dawid se lewe, nadat Dawid Saul se lewe gespaar het, nadat Dawid die Israeliete gered het toe hy Goliat verslaan het. Kom daar jaloesie van myne, ek is God, in Saul op en hy jag vir Dawid. En terwyl Dawid in die spelonke skryf hy 'n paar pragtige goed. Is ook onder andere Psalm 91 skryf hy daar. He who dwells in the shadow of the Most High sal oornag by die Heilige. Want die Here is my rots, my standvastigheid is op hom. 'n Dawid hart is broos wanneer hy Psalm 91 skryf en wanneer hy Psalm 85 skryf. 'n Dawid hart is 'n broos hart, is 'n hart wat kan huil voor die Here. Dis 'n hart wat kan breek voor die Here. Dis 'n hart wat kan sê, Here, ek is behoeftig en ellendig, maar ek is U gunsgenoot. Dit kos 'n man 'n perd om te kan sê, ek is behoeftig en ek is ellendig, maar ek is 'n gunsgenoot van die Here. Gewoonlik loop behoeftig en ellendig om en gaan verder in skuld, in hierdie dinge wat jy skuldgevoel op mense plaas, of jy moan and groan, of jy's self-pity party wat jy vir jou hou. Dis gewoonlik waar ellendige behoeftig heen gaan. Maar nie by 'n Dawid hart nie. 'n Dawid hart kan sê, ek is ellendige behoeftig, maar ek is 'n gunsgenoot van die Here. Jy dra die gees van die Here, my geliefde. As jy gewederbaar is, en ek hoop jy is, want as jy nie is nie, moet jy breek voor die Here. Dan kort jy 'n Dawid hart, dan is jou kop vol kennis, maar jou hart is leeg. Maar as jy gebreek het voor die Here, en jy het jou hart vir hom gegee, dan kom maar 'n broosheid daarmee saam. Waar jy kan eerlik wees met die Here.
En eerlik wees met mense wat jy vertrou, met jou hartstoestand. En sê, julle, ek is swak in hierdie saak. En asseblief, hoor my mooi, moenie vir 'n ou sê, man, asseblief kom oor dit, bou 'n brug en kom oor dit hier. Kom, mens kan nie hier wees nie. Nee, hoor 'n broer se hart uit. Huil saam met een wat huil. Treur saam met die wat treur. En as jy klaar is, dan sê jy, hier is my hand. Ek stap saam, deur hierdie vallei van doodskaduwee saam met jou. Want die Here se stok en staf is nog steeds met jou, al gaan jy deur 'n vallei van doodskaduwee. Dis 'n Dawid hart. 'n Dawid hart is afhanklik in Psalm 61, wanneer hy kan sê, Here, U lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Here, U vat my op plekke waar ek nie kan opereer nie. Dis te veel vir my, maar ek vertrou op U. Why? Because the battle belongs to the Lord. Wanneer Dawid voor Goliat stelling inneem, the battle belongs to the Lord. Ek gaan nie vir jou aanvat, die Goliat. Jy het die Here van die leerskare jou vyand gemaak. En op grond van dit gaan jy val. Nie op grond van my vermoë om jou te laat val nie, want ek is op 'n rots wat vir my te hoog is. Maar wat is dit? Dawid se slingervel. Dieselfde klippie wat Jesus uiteindelik met Petrus mee praat, wanneer hy vir hom sê, Petrus, wie sê jy is ek? Wat sê die mense? Wat sê jy? Petrus sê, U is die seun van God. Hy sê vir hom, Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Dis dieselfde klippie wat in Dawid se slingervel uitgaan na Goliat toe, op grond van hierdie stellings, op grond van wie God is, op grond van wie Jesus is. Nie my opinie van hom nie, op grond van wat ek glo in my hart, hy is, oor wat hy al vir my gedoen het, wie hy vir my gewys dat hy is, kan ek met 'n Dawid hart beweeg in hierdie lewe. En die Goliat sal val op die Here se tydberekening, het dit nie op dag 1 geval nie, dag 40 eers. Nie so vinnig wil hê, die Here moet jou verlos van alles wat jou verdruk nie. Vertrou die Here om jou daardeur te vat, sterker aan die ander kant uit te bring. Goliat sal val, maar nie op jou timing nie. Maar hy sal val. 'n Dawid hart het 'n innerlike toewyding versus 'n uiterlike prestasie. Dawid is nie ingestel oor wat mense dink van sy prestasie nie. Dawid is ingestel wat die Here dink van sy hartstoestand. Daarom kan Dawid ween voor die Here. En wanneer Saul sy pantser vir hom wil aantrek en sê, vat my uiterlike prestasie, die koninklike pantser, en dra daar dit voor 'n tydjie, sê, ek kan nie heen beweeg nie. Ek wil nie gesien word in dit nie. En hy laat val dit op die grond, en hy gaan net soos hy is met sy hart voor daai bo-baas vegter. En hy gaan staan met sy slingervel op grond van die getuienisse in sy hart. Sê Goliat, jy kan maar na my kyk, na my uiterlike. Ek gaan nie na jou kyk nie. Ek het 'n innerlike hartstoestand en dis die hart van 'n leeu en 'n koning en 'n man na God se hart. Ek is amper klaar. Dawid het 'n ander hart. Dawid kan voor die Here kom en ween oor sy foute. Dawid kan lê op sy aangesig en sê, jammer Here. Dawid kan vir mense sê, ek is jammer. As jy 'n man en 'n vrou van God is, en jy wil 'n Dawid hart hê, leer om te kan sê, ek is jammer. Vergewe my. Leer dit. Dis 'n karaktereienskap van 'n Dawid hart. Ek is jammer. En hy kan lê en ween tot hy voel sy routyd is verby, en dan staan hy op en was sy gesig, hy trek vir hom nuwe klere aan, en dan gaan hy aan. Dan maak hy hom los en wat agter is, en strek hom uit en wat voor is, wat Paulus vir ons leer. Dawid wys dit vir ons. Dis 'n Dawid hart. 'n Dawid hart gaan nie oor die foute van die lewe en maak dit af as niks nie. Want dis die begin van jou afvalligheid, my geliefde. As jy begin om sonde af te maak, as almal doen dit, is okay. Nie in die oë van die Here nie. Daai sonde het vir Jesus aan 'n kruis vasgespijker. Hy het sy lewe gegee vir daai sonde. Bely dit in opregtheid voor die Here, en dan as jy klaar geween het, en jy het jammer gesê, dan staan jy op, dan vat jy sy genade, jy vat sy vergifnis, jy vat sy versoening, jy vat sy bloed, en jy beweeg aan.
En jy sê vir hom, dankie daarvoor, Here, vir die voorreg wat ek het om hierdie saak nou te los. Bely en laat staan. Dawid, sy oorspel met Batsheba, kos hom sy eerste kind. Maar raai wat gebeur uit die versoening uit? Salomo word gebore as die tweede een. Uit dieselfde vrou waarmee Dawid oorspel gehad het, kom die genade, en uit dit uit word Salomo gebore as die koning wat moes opvolg, en hy het die tempel gebou. As gevolg van Dawid se sonde mag hy nie die tempel gebou het nie. As gevolg van Moses se sonde kon hy nie die beloofde land ingaan nie. Sonde is sonde. En God haat sonde, nie vir Jesou nie, omdat hy bly sonde kies. Haat God die sonde, nie die mens nie. Maar die uitkoms van die keuses in die sonde bepaal die eindbestemming, die destiny. Selfde met Judas. Dawid kan jammer sê, Dawid het 'n hart wat nederig is, tog versekerd is. Dawid loop 'n brekkie oor alles hê, maar hy weet wie sy God in sy hart is. Ek het al vir julle gesê, Facing the Giants, die fliek, waar hy sê, ons is humble but confident. Humble but confident. Dis 'n Dawid hart. Ek loop nie breed skouers nie, maar ek gaan definitief nie terugstaan nie. Nederig en versekerd. 'n Dawid hart is bereidwillig. 'n Dawid hart sê dieselfde as Jeremia, sê dieselfde as Petrus en Paulus. Hier is ek, Here, stuur my. As daar niemand is wat wil gaan nie, as die hele leerskare staan en bangbroeke is vir Goliat wat hierdie uitsprake maak, dan sê ek, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my in die leeukuil in soos Daniël, stuur my in. Hier sê ek, stuur my. 'n Dawid hart is bereidwillig. Ek's klaar. Waar is jou hart? Wat gaan aan binne in jou hart? Is Jesus hier in jou kop, of is hy hier in jou hart? Die Vader se hart gee sy seun vir jou, om die pak namens jou te vat. Hy wys sy vaderhart, hy wys sy liefdeshart. Jesus kom stap as 'n mens vir 33 jaar op hierdie aarde saam met ons, om sy hart vir ons te kom wys. Maar van almal wat hom volg, die skare wat agter hom aanloop, bly daar net 'n klein bietjie oor. En in die bovertrek wag daar net ongeveer 120 om hierdie Gees se uitstorting te ontvang. Waar is die res? Waar is die res? Kan ek jou sê waar hulle is? Hulle kopkennis het hulle by 'n plek gebring dat Goliat vir hulle te veel geword het. En die risiko's om Jesus te volg en te dien het te veel geraak en hulle het omgedraai en weggeloop. En 120 Dawid harte, mans en vrouens, wag in die bovertrek vir die Here op sy beloftes. Waar staan jy met die Here Jesus Christus? Hoe lyk jou hart? Is dit 'n Dawid hart? Want as dit nie is nie, hy nooi jou om dit te beleef. Die Here nooi jou om te beleef hoe lyk dit wanneer hy deur jou nietigheid kom werk en die bonatuurlike goed doen wat jou verstom laat staan oor wie hy is. Maar dit gaan jou lewe kos. Wegdraai van jou ideale, jou drome, jou beginsels, jou manier van dinge doen, om te sê, nou gaan dit sy pad wees, nie jou nie. Van 'n skaapwagter na 'n giant slayer, na 'n koning. Of andersom, van koning van jou lewe, na om geslag te word deur die giants, en om te eindig in 'n varkhok, waar jy nie eens van die pele kan eet, waar die varke eet nie. Jou keuse. Jou keuse. Jou verantwoordelikheid. Gaan jy ignorant wees rondom die woord? Of gaan jy nie een wees wat sê ek het nie geweet nie, want jy bestudeer die woord, van die kennis van wie God is, wil jy hê moet regeer in jou hart. Jesus, nie kopkennis oor godsdienst nie. Gaan jy na die huwelik kyk tussen jou en die Here en sê jy gaan getrou en betroubaar wees binne in hierdie huwelik as bruid vir die bruidegom?
Of gaan jy aanhou horeer met die afgode wat vir jou belangrik is in jou lewe? Jy het die keuse om 'n Dawid hart of 'n wêrelds hart te wys. En in dieselfde liefde wat ek glo die Vader met my praat, weet ek ook, konfronteer hy my sagkens om te sê, my seun, daar is meer wat ek vir jou het, as wat jy tans beleef. Daar is nie meer as Jesus nie, maar daar is meer van hom. En hy nooi vir my en jou in 'n dieper stap saam met hom, waar jy besluit uit vrye wil, ek gaan die Here soek met my hele hart. En dit wat nie pas in my lewe, met hierdie Dawid hartie, gaan ek stop en dit wegskuif van my af. Ek gaan dit prys gee om hierdie Dawid hart te ontwikkel, te midde van my foute, waarvoor daar genade gaan wees, is ek op soek na 'n Dawid hart. Ek is op soek na 'n Dawid hart. Dis my gebed hierdie week. Geef vir my 'n Dawid hart, Here, om 'n man en 'n herder na God se hart te wees. En ek bid dit vir jou in jou huis, in jou mikro geloofsomgewing, waar jy die koning, priester, profeet in jou huis is, manne, waar jy die helper van jou man is, vrouens, waar jy die diensknegt in jou huis is, kinders, om 'n Dawid hart te ontwikkel, wat sê, Jesus is my eerste liefde, en hom sal ek dien, en hom alleen, him and no other. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou sy vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Sorry julle. En nou, in die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Ek sien jou hand in die lig, oompie, ek sien hom. Kom, draai net gou na iemand langs jou en bid net hierdie kort gebed van 'n Dawid hart vir die persoon langs jou.